It was the start of the Feast of Harvest, also known as Pentecost, and the disciples were all together in one place. Suddenly, a sound like a violent wind filled the entire house where they were sitting. They saw what looked like tongues of fire that separated and came to rest on each of them. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages. At this same time, there were other Jews from many lands staying in Jerusalem to celebrate Pentecost. They also heard this sound and the sound of the disciples, and they all gathered together in bewilderment. Each one had heard their own tongue being spoken, and yet the ones who were speaking were not from their lands. They were hearing these Galilean disciples of Jesus declare the wonders of God in their own languages. Some were amazed, some perplexed, and still some were doubtful. So the disciple named Peter stood and began speaking the gospel to the crowd, telling them of Jesus, of his death and resurrection, proclaiming him as both Lord and Messiah. He called on those who had gathered to repent and be baptized, so they too could receive the Holy Spirit. Many accepted his message, and thousands were added to their number that day. Vier en ons het Paasfees, ons gevier. Pinkster is anders. Jesus het opgevaar en hy is in die hemel, hy is nie hier nie. Die Vader is nie hier nie. Pinkster is anders. Pinkster Sondag, sy teenwoordigheid is hier. Jesus sê, ek los julle nie as wese agter nie, maar ek stuur iemand net soos hy kalos, is die Grieks, net soos ek, stuur ek na julle toe. Dis beter dat ek weggaan, want hy gaan by julle wees, want hy is alom teenwoordig. Maak die groot verskil. Jesus kon ook net op een plek op die aarde wees, een slag, maar die Heilige Gees is alom teenwoordig. Ek en jy kan gaan waar in hierdie wêreld, hierdie aarde, waar ook al kan jy gaan. Die diepste bosse, diepste see, waar is hy? Ons is hier en hy is hier. Ek sit vanoggend en wag in die kar, ek is bietjie vroeg, en ek sit so in 'n duifie, kom reguit vir my. Ek moes koes, en hy kom sit hier by my. Op die kar se dak, hier by my hierso. Op Pinkster Sondag. Die simboliek rondom 'n duif is baie belangrik dat ons dit verstaan, die sensitiviteit van die Heilige Gees. Is nie ons wat moet dink aan hoe sensitief is ons, dis die sensitiviteit van die Heilige Gees. Dis kom hy vergelyk word met 'n duif. Herinner my jare terug, toe sit ek in die agterplaas, was laatmiddag, en ek ervaar die Here se teenwoordigheid, en 'n jong duif hier kom sit, in 'n palmboom wat net langs my was. Daai tyd ek nog in Capital Park gebly, maar die takke was glad, en die duifie gly, en hy val op die grond, en ek dacht toe die duifie kom sit, in God se teenwoordigheid, en ek dink, hierdie simboliek, en hierdie oomblik is awesome, en die duif val op, en een van die honde, die worshond gryp hom, en hy hol met hom weg, en die duif, en ek hol agter hom aan, en ek dacht, hierdie is nie reg nie, probeer hom, kan die ander hond kry die duif, naderhand toe ek hom kry, toe sy vir my gelyk dood, sy koppie hang skeef, en die honde het hom beet gehad, en ek gaan sit weer by dieselfde plek, ek dink, hierdie is nie reg nie, en ek vat die duif, en ek blaas op hom, een oogie begin so maak, ek dacht, nou gaan ek blaas, hy vlieg uit my hand uit,
Jy weet hoe maak 'n duif so, woep, 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 so, kyk, trane loop, die Here praat met my, hy sê vir my, niks is verby, voor die Heilige Gees nie op jou geblaas het. Ek wil vandag vir jou sê, ons lewe in 'n dispensasie van die Heilige Gees, ons lewe in die tydperk van die Heilige Gees, die Gees is uitgestort, die Heilige Gees hier, hy is vir elkeen van ons, sy beskikbaar en bekombaar. Jesus profeteer, in Johannes hoofstuk 7 profeteer hy, mense sou dink as jy het lees, hy daai dag die ouens uitgenooi, hy het geprofeteer, lees daar, dan sê hy praat van die Heilige Gees wat moet uitgestort word, want hy het nog nie gekom nie, maar hy sal kom. Hy het gesê, almal wat dors het, kom na my toe, en drink. En het sal word fonteine van lewende water uit julle binneste. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die mees kosbaarste wat ons het, hier waar ons nou is hy, ons het 'n lieflike aanbiddingspan vanoggend het ons gelei het en die teenwoordigheid van Here is so mooi en die duif situasie dit was my fenomenaal, ek het gesit en huil in die kar. Dit is net vir my fenomenaal. Vir my om hier te wees op Pinkster saam met julle is die grootste geskenk wat jy my kon gee. Laurens het my Vrydag gevra. Ek het self nie geweet ek gaan nie wees nie. Sy het nie gedink ek gaan nie. Ek het ook nie geweet nie. Nou Nelia stuur groete. Sy moes alle reëlings goeders het sy getref. Maar ek sê vir Nelia vanoggend, hierdie is vir my die wonderlikste ding dat ek hier kan wees. Wat 'n voorreg. Baie dankie Laurens. Laurens ons is groot vriende, ons is lankal vriende, maar ek het groot respek vir my, hy's 'n baie goeie prediker, hy's vol met die Gees, hy's 'n geestelike, ek kyk op, hy's 'n mentor vir my, en dis kom het vir my so groot voorreg is dat ek hier kan wees op Pinkster Sondag. Dit is my amazing. En Jesus profeteer, hy sê kom drink, en hy leer ons, hoe moet ons maak, ons moet drink. Ons moet drink. Die Gees is uitgestort, oorspronklik Handelinge 2, Pinksterdag. Hy sê die mense hy het soos vier het tonge, het hy op die mense gekom en hulle het gepraat in tale. Hulle het in tale gepraat wat bekend was. Daar was mense van ander tale wat gehoor het, hierdie ouens wat hierdie taal praat, ken nie ons taal nie en hulle praat, is 'n wonderlike ding wat hier gebeur, is 'n wonderwerk wat plaasvind hier. So die manifestasie van tale daar was dit gewees, dit was 'n manifestasie van bekende tale wat hulle gepraat het. En die Gees is uitgestort, Handelinge 2, Handelinge 4 is dieselfde ouens weergevul met die Gees, dieselfde ouens. Handelinge hoofstuk 8, sien ons dat in Samaria die Here die Samaritane gevul met die Gees. Handelinge 10 het Cornelius Petrus uitgenooi na sy huis toe, en Petrus het aan huis gekom by hom, terwyl hy nog met hulle praat. Die Here kon nie wag tot hy klaar praat nie, hy het seker lank gepraat. Hy sê, terwyl hy praat, spontaan, het hy op die Heilige Gees op hierdie mense, eerste keer op heidene mense, het die Here gevul. Handelinge 19 kom Paulus aan huis saam met 12 disippels in Efese, en hy vra vir hulle, toe julle tot bekering gekom het, tot julle tot geloof gekom het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gedoop is? Hulle sê, ons het nie eens geweet daar is 'n Heilige Gees nie. Hy het vir hulle hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang. Ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees. Ons lewe in 'n tyd waar die Bybel vir ons leer, in Galasiërs 4 vers 6 sê hy, die Gees roep in ons, Abba Vader. Romeine 8 vers 15 sê, ons roep in die Gees, Abba Vader. Die manifestasie van ons verhouding as seuns en dogters van die Vader, Heilige Gees bevestig, hy is die deposito, hy is die seël wat dit verseël vir ons. Hy is ook die seël op ons lewens wat ons ewige lewe waarborg. 2 Korintiërs 5 sê hy, wanneer ons sterf, word die dood, die verganklike word deur die onverganklike verslind. Die dood word deur die lewe verslind, sê hy, en die Heilige Gees is vir ons gegee as 'n waarborg vir dit, dat ons dit weet. Sy teenwoordigheid is die mees kosbare wat ons kan hê. Ek is gister bedien ek by 'n sakegroep, en daar's 'n man en 'n vrou, die ou het 'n
ukulele. Ek hoop sy regte is so klein gitaartjie. En jy kan hom amper nie hoor nie. Maak so ting ting ting. En nou sing hulle en is baie eenvoudig. Hulle sê hulle is die eerste optrede saam. Ek sê vir hulle daai tyd toe ek begin bedien, ek sê elke keer as ek bedien, voel dit vir my wat my eerste keer is. Ek is my elke keer bang. En hulle speel maar dis snaakserig en ons sing hier by die derde liedjie. Hier's die Here. Val die salwing. Maak al die verskil. Daai ting tingeling ting ting so maak nie eens meer saak nie. Hier's die Here. Hier's die Here. Sy manifest presence. En dat Lourens van praat. Ons weet die Gees is in ons en ons in die geloof wandel ons en maar daar's 'n manifesterings teenwoordigheid van God wat ons gaan meer en meer beleef. Ek sê jou, en dis wat ons meer en meer nodig het, die wêreld het dit nodig, ek en jy het dit nodig, want die teenwoordigheid van God binne in ons skepend, is baie skepend, net soos wat hy vir my gesê het oor die duif het ek op blaas, hy sê, niks is oor voordat ek op het geblaas het nie. In jou en my lewe het hy 'n skepende krag weer en weer, omdat sy teenwoordigheid in ons is. Maar ons raak teen mekaar, want ons wil dinge instinktief, ons wil dinge onmiddellik hê, ons lewe in 'n tyd van instant, is instant koffie en is gou in die mikrogolf en gou, dit met die Here vat goed, partykeer tyd, en is nie 'n kwessie van ek moet 'n dag lank voor hom lê nie, dis nie daar dit nie, is 'n volhardingsproses. Ek wag op hom nou en môre wag ek, en oormôre wag ek, maar ek kyk uit vir hom. Hy sê in Hosea 6 vers 3, hy sê, acknowledge the Lord, keep on acknowledging him, as surely as the sun rises, he will come. Ek en hierdie jaar, die heel Desember, was ons in distress, en ons het gewag, en ek onthou is 'n maand omtrent wat ons wag, en ons hou 'n Saterdagoggend nagmaal, soos ons volgend hier, en die Here daag op. Hy daag net op, ek sê vir hulle, hoe awesome is dit nie hierdie nie, jy wil niks hê, you do not want anything, when he's there. En dis die plek wat God wil hê ons moet soek, dis die sensitiviteit rondom ons, volgend toe daai duif, dink ek, Here, hoe awesome is dit nie, dis ons oggend vir oggend hier, ons by mekaar kom, voor die, dat hy ons aanraak, dat ons hierdie lewende hoop het, en hierdie teenwoordigheid van die Here, wat werklik is, ons vier nie hier, 'n Christus, wat weggevaar is in ons huis nie, ons vier hier, hy wat hier is, yes, hy is hier, met ons, hy is hier, hy wil ons vul, dis God se wil, dat ek en jy vol is van die Gees, dis God se wil, dat ons gedurig deur vervul word met die Heilige Gees, Efesiërs 5 vers 17 tot 18, hy sê, vind uit wat is God se wil, moenie dwaas wees nie, maar wees wys, hoe is ek wys? Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul deur die Heilige Gees, dis 'n opdrag, is nie hy gee nie vir ons 'n goeie idee nie, dis 'n opdrag, hy sê, word vervul met die Heilige Gees, die word vervul met die Heilige Gees, die Grieks beteken om gedurig deur vervuld word. Dis die mooi ding, dat ek en jy kan drink van die Gees, wanneer ons wil. Elke dag as jy wil, wanneer jy wil, kan jy drink van die Heilige Gees. Word vervul met die Gees. Dis die tydperk van ons lewe, die dispensasie van die Heilige Gees, die Gees van die Here, hy het 'n begeerte na ons, sê Jakobus 4 vers 5 sê, do you think for nothing that the scripture says that he who lives in you envies intensely. Hy, die Gees binne in jou, is begeerig na jou. Hy is begeerig na ons, meer as ons na hom. Daarom, as ek mense leer om te wag op die Here, is my voorstelling vir hulle, of die bemoediging wat ek gee vir hulle, of die aanmoediging is dit, moenie te lank wag nie. Hy wil jou meer vul as wat jy gevul wil wees. Sit net en wag op hom, en moenie iets dadelik baie keer verwag, partykeer vat dit 'n dag, partykeer 'n rukkie, maar die Here intussen tyd vul ons, en ons weet partykeer dit nie. Vir my vergelyk ek dit met wanneer jy staan by 'n groot waterval, en jy staan, jy kyk na hierdie wonderlike natuurskoon, en hierdie wonderlike beeld hier voor jou, en jy kyk na en sien maar, magies,
Ek is deurdrenk, die mistigheid het my deurdrenk. Ek is nat, papnat, ek het nie agtergekom nie. Die meeste van die tyd is so met die Gees. Dat hy ons deurdrenk, ons kom nie eens agter nie. Ons besef nie die verandering wat plaasvind nie. Ons besef nie die skepende krag van God wat in ons, en Jesus sê, dit word 'n fontein van lewe uit wat ons binneste uitvloei. Ek wil u bemoedig en aanmoedig om nie moedeloos te raak in dit om te wag op hom. Die Heilige Gees help my en jou, want ons lewe in 'n tydperk van die mensdom is eintlik wees. Die mensdom is wees. Ons lewe in 'n tydperk waar ons die Vader God in die openbaring moet hê, waar ons die openbaring moet hê van Christus se voorbidding vir ons. Net die Heilige Gees kan hierdie openbaring gee. Net die Heilige Gees kan. Niemand kom na Jesus behalwe as die Vader hom trek. Hoe trek die Vader 'n persoon? Is deur die Heilige Gees. So my bekering is deur die Heilige Gees. Die voorstelling aan die Vader, my openbaring van die Vader God, is die Heilige Gees. Ek het die groot voorreg gehad om nie 'n vaderfiguur in my lewe ooit te gehad het nie. En ek het die voorreg gehad, sê ek, want dit het tot voordeel vir my gewees, want Vader God het vroeg in my lewe, ek het geweet, hy is my Vader, ek het niemand anders nie. Hy is my Vader. Ek onthou dat ek mense na gekyk en gedink, jy's hierdie ou, en selfs na ek tot bekering gekom, ek was 'n jong man bekering, dink ek hierdie ou, en daai, maar mense kan nie. Hulle kan nie vir jou dit gee wat God die Vader is nie. God die Vader, die Heilige Gees maak dit vir ons werklik. Dis kom vanoggend, hier waar ons is, ons dink aan Pinkster, dit gaan nie net oor net die invulling en die gawes wat ons gesien het, manifesteer op Pinksterdag, die tale, en dit gaan nie net daaroor nie, is die werk van die Here in ons. Ons het nie genoeg tyd in 'n dag soos hierdie, om al die werk wat die Heilige Gees doen in ons, die werk wat in ons is, ons moet na alles kyk, en ons praat daaroor, ons moet in diepte daarin gaan, ons kan nie. En daarom vergewe my, as ek nie als noem oor die Heilige Gees wat jy weet, en daar is goeders wat jy dalk dink, so kom noem my nie dit nie, om nie dat nie, is net omdat ons 'n onvermoë het, ons kan nie, daar is te veel. Maar as hier en daar, wat ons aan dinge kan raak, wat belangrik is vir ons, en wat ons moet verstaan, is dat een van die groot dinge vir my, en die groot openbaringe vir my, en groot help, is dat die Heilige Gees ons help as ons bid. Vir my, want gebed is tog ons kontak met God, en die woord sê vir ons in Romeine 8 vers 26, ons weet nie mooi hoe om te bid nie, maar hy sê die Gees homself tree vir ons in, volgens God se wil, deur versigtinge, wat nie met woorde uit kan spreek nie, dis nie tale nie. Dis nie tale nie. Dis wanneer ons bid, dan tree hy in saam met ons, met versigtinge, wat ons nie kan verstaan nie. Ons kan dit nie uitspreek nie, hy is net daar. En die Vader, sê hy, wat weet wat die Gees se bedoeling is, hy hoor dit en hy sien dit. Hy verstaan dit. Dit is my fenomenaal, want gebed is tog ons tyd is met die Here. Ek het nie altyd woorde genoeg nie. Ek wil baie graag bid, maar kom agter, as ek 'n rukkie gebid het, ek nie meer woorde nie. Ek sukkel, maar dan as ek net tot God net kom en ek kan net sê Vader, en ek weet as ek sê Vader uit my in die Gees, ek sê Vader, nou roep die Gees Vader. Ek sê Vader, dan roep die Gees Vader. En baie keer verbeel ek my eers, en dan sê ek, Here, ek luister, dan hoor ek seun, ek sê Vader, seun, Vader, seun, dan word die plekkie daar waar ek bid, word te klein, ne? Maar as ek en jy sê Vader nie, die Gees sê Vader. Nou bid ons, en die Gees bid. Dit maak ons gebede, dis kom Jesus sê,
toe hulle vir hom vra, hy leer ons om te bid, hy leer jy Onse Vader, dis nie 'n vreeslike in diepte gebed nie, dit is eintlik baie kort, en is eintlik 'n teleurstelling, daar's baie daarin, ek praat nie af nie, is wonderlik, maar as jy kyk hoe kort dit is, en dit sê nie, hy sê, jy het nie nodig om, as hy leer in Matteus 6 oor gebed, hy sê, jy hoef nie baie woorde te hê nie, die Vader weet wat jy, hoe weet hy? Deur die Gees. Jy moet nie baie woorde gebruik, jy moet nie goed herhaal nie, die Vader weet. Hoe weet hy? Deur die Gees. Dis kom, wanneer ons bid en God nader, dit is so awesome. Ons besef nie altyd dit nie, want ons dink is maar net die gewone. Niks is gewone met hom nie. Niks is gewone met hom nie. Mag jou gebede en my gebedstye, jou gebedstye, goddelik wees. Mag dit, vanoggend bid ek dit oor jou en oor my. Mag ons gebedstye, al is dit hoe eenvoudig, en ons woorde raak op, en ek sê nou net, Vader, my Vader, ek het nie woorde nie, maar ek is hier. Die groot manifestasie van die Heilige Gees, sy uitstorting, en hierdie het my lewe verander. Ons besef nie die indruk of die effek wat dit op ons lewens het nie, want ons kyk maar net daarna en ons sien dit en ons raak daaraan en ons besef nie altyd wat dit doen met ons en in ons en deur ons nie. Die gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vers 1. Now about spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be ignorant. Maar die gawes al betref, broers en susters, wil ek nie julle moet onkundig wees nie. Ons moet kundig wees rondom dit. Hy sê, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service. The same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. Die nuwe lewende vertaling sê ook, hy manifesteer deur ons hierdie verskillende gawes. Dis my mooi, hy manifesteer deur ons hierdie gawes. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another a message of knowledge, to still another by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to still another distinguishing between spirits, onderscheiding van geeste, to another speaking different kinds of tongues, and to still another interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Hy deel dit uit net soos hy wil. Dit is baie belangrik hierdie, baie belangrik. Ons moet verstaan dat die uitstorting van die Gees of die invulling van die Gees, die enigste manifestasie is nie om in tale te praat nie. Daar's 9 gawes. En daar's 9 vrugte van die Gees. Galasiërs 5. Dis interessant. 9 gawes soos die werking en ook my leefstyl. Dit moet dit back. Sodat God die maksimale impak deur my lewe kan hê, moet die vrug en die gawes saamwerk om mense se lewens te impakteer. Dan het ek die maksimale impak wat ek het op mense. Ek het gister 'n ou gehoor wat praat, hy sê vir my om maksimaal impak te hê, moet ek oppas, ek mag nie verkeerd praat nie, en dis waar, dit is, ek moet nie verkeerde taal gebruik, dis waar, is mooi, en so, en ek moet nie dit nie, ek mag nie alcohol, dis waar, en is mooi, maar eintlik is dit die vrug van die Gees, liefde, verdraagsaamheid, lankmoedigheid, goedheid. As 9 van hulle, ek gaan nou vir julle lees. As ek daar is, ons het in die week, ek gaan die storie anders vertel, anders as dit iemand daarna luister, gaan laag te kom wie dit is. Ek is deel van 'n groepie op 'n WhatsApp, laas week. Ons mos nie water nie. En daar's een ou, hy op hierdie groepie swet sy. Die ou swets en hy's, en dit klink nie lekker nie, hy kan so, maar iemand anders op die groepie, maar die ander mense wat op die groepie, die ander ou, ek weet, hy's 'n groot godsdienstige ou, hy ken al die name van die duiwel,
en als. Want hy het name wat ek nog nooit gelees het oor nie, wat hulle ken van die duiwel. So hy's 'n heavy godsdiens ou. Hy sit daar 'n prentjie van Sunlight seep en goed. Nou ons het nie water, niemand water daar nie. En dis nou al 'n rukkie, is 'n paar dae. En ek sê vir Nelia, weet jy, hierdie persoon is alleen. Kom ons bel hierdie persoon, hoor of hy water het. Kom ons hoor net of hy water het. Want hy is alleen, die ou wat die swets, jy verstaan, hy het 'n lelike woord gebruik. Is die F-woord, en is nie fantasties nie. En ons bel die ou. Het jy water, as jy, weet jy wat sê? Hy sê, dankie vir julle liefde. Dankie vir julle liefde. In ons wandel met mense en ons kan maklik die uiterlike, soos iemand vloek of nou sê, daai is dit, oppas. Oppas. Dit was vir ons, dit was my hoogtepunt. Ek dink, Here, hoe goed is U nie, ons kon iets doen wat mooi is. My kar gestamp, hy's nou nog by die panelbeaters, ek kry met Nelia se kar. Kom met die panelbeaters aan, stap daar en ek my kar ingeboek en alles en sê baie vir hom, ek like my kar baie, ek kyk nog so en sê nog geraaid en ry ek weg, maar voor ek weg en hier's 'n vroukie wat die vloere skoon maak, vroeg in die oggend, dus die stoom staan op die water, is vroeg, is koud, ek stap na haar toe en ek begin met haar praat en sy gesels en ek kom agter, wat 'n fantastiese persoon. Maar ek dacht toe ek kon so maklik het gemis het en niemand daar gepraat het nie. Ek kom agter hoe sy, en ek stap weg. Die hoogtepunt van my dag was om met haar te gesels. Dit was 'n goddelike afspraak, maar ek kon het gemis het. Die gawes en die vrug van die Gees, dan maak ek maksimum impak. Nie hoe ek altyd praat en of ek drink jy 'n wyn of drink jy nie 'n wyn nie. Dis die vrug, dis die Gees in ons. Dit wat die Here deur ons doen. Ek wil net 'n oomblik stil staan by tale. Dis baie kontroversieel, die tale storie. In die wêreld vandag, as jy kyk op die media, is daar baie negatief oor dit, want van die Amerikaanse predikers het hulle gebruik die tale en goed, terwyl hulle preek en goed, dan praat hy in tale. Mense verstaan dit nie. En dit doen skade, want mense verstaan, want dit is weird. Paulus, in 1 Korintiërs 14, ontmoedig hy mense. Hy sê, moenie in tale praat in die gemeente nie. Niemand verstaan jou nie. Dis wat hy sê. Moenie dit doen nie. As jy gaan lees, 1 Korintiërs 14, ek wou dit deurgelees het, maar ek gaan nie dit doen nie. Gaan lees dan. Hy ontmoedig mense sterk. Hy sê, moet dit nie doen nie, want niemand verstaan wat jy sê nie. Dis tussen jou en God. Hy sê, wanneer jy in 'n taal bid, dan verstaan niemand nie. Jou verstand is onvrugbaar. Jy bid tot God mysteries, verborgenhede. Maar niemand verstaan dit nie. Maar jy stig jouself. Moet dit nie in die gemeente doen nie, sê hy. Nou kom hierdie ouens op televisie, nasionaal of internasionaal, en hulle doen skade, want die mense wat daarna kyk, ongelowig, hulle kyk en dink hulle, yes, wat is hierdie, dit doen nie goed nie. Maar kom ek sê vir jou wat, tale is nie die belangrikste gawe nie, maar dit is 'n wonderlike gawe om te hê. Val die taal wat persoonlik vir jou is. Hy het 2 manifestasies. Pinksterdag het mense die taal verstaan. Paulus beskryf dit in 1 Korintiërs 14, hy sê, bietjie later, praat hy daaroor wat hy sê, die taal, ek gaan vir julle lees, so what shall I do? Will I pray with the Spirit? But I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. So ek kan tale sing, kan tale bid, maar ook met my verstand sê. Hy sê, I thank God I speak in tongues more than all of you. But in the church, I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 1,000 words in tongues. Maar dan sê hy,
verder aan, sy tale, tongues then is a sign not for a believer but for the unbeliever. Prophecy, however, is for a believer and not for unbelievers. Hier slaan hy oor na die ander manifestasie van tale. Ek was by Hatfield Christelike Kerk een dag, toe ek nog in die kerk al was, toe sien ek 'n groot commotion voor, en ek stap so toe, daar het mense van Brazilië het ons besoek, en hulle deur tolke gepraat, hulle kon nie Engels praat nie, en ek sien hier die vrou lê op haar rug, en sy suiwer Engels, profeteer sy in Engels, en ek vra, wat gaan nie aan? Hulle sê, she can't speak English. Dis 'n manifestasie, nou, 'n ongelowige wat dit sien, sê, hey, swaar, hier moet jy versigtig trap. Hierdie is heilige grond. Dis 'n ander manifestasie van dit. So ons het 'n persoonlike taal, wat vir ons in bid, wat ons stig, wat niemand verstaan nie. Dis wat die Bybel sê. Maar dan is daar 'n ander manifestasie, wat 'n teken is. Ek onthou, 'n vrou het gesit eendag, en ons bid in taal ook aan die kerk, en 'n swart man sit agter haar, hy tik haar op die skouer, hy sê vir haar, do you know that you speaking my dialect? I'm from Northern Rhodesia. You praising God in my dialect. Dit is die manifestasie daarvan. Maar die mees algemene is een wat mense nie verstaan. Dis brabbel vir ons. Maar hier is die moeilike ding met dit. Mense sukkel met tale. Daar's mense wat baie graag in tale wil praat, maar hulle kan dit nie kry nie. Weet jy hoekom? Want dit maak ons foolish klink. Dit klink foolish. Dit klink soos hierdie hoed, dit is brabbel. Dis wat dit is. Jy verstaan nie dit nie. Jy het nie 'n klou wat dit is nie. Want jou gees bid, jou verstand is onvrugbaar. So ek bid, kom moeg alai moeg te sugu, ke shigai dur moed sagada, ke radada magasig, da mashigu. Ek weet nie wat ek sê nie, maar my gees bid. En ek connect met hom. Ek wil jou sê, as jy 'n taal het, gaan net elke dag bid net 2 minute. Dat hy hom net stir. Maar dan stig jouself. Maar hierdie wat ek nou hier gedoen het, jy gaan dan sit, wat die hel maak hy nou, verstaan? Dus kom ons doen dit nie in die kerk nie. Maar ek wil vanoggend vir u help. Hier is mense wat graag in tale, wil graag 'n gebedstaal hê, maar jy sukkel, maar dit maak jou foolish, dit beteken jy moet jou verstand lekker gebruik nie, jy moet jou verstand override, en jy moet bietjie kinderlik wees, en jy moet jou bietjie van 'n voel vir jouself maak, vir jouself, want niemand anders gaan daarna luister nie, net jy gaan. Dis die goeie nuus, net jy gaan daarna luister, niemand anders gaan daarna luister nie. En ek wil vir julle sê, die krag daarvan is, kom ek sê vir jou, daar's 'n plek daarvoor. Judas sê, pray in the Holy Spirit, to strengthen yourself. Paulus sê, ek sal bid in my gees, en ek sal bid my verstand. My sussie, sy bel my eendag, sy sê vir my, ek was 11 jaar oud, en sy was toe 9, is ons in 'n motorongeluk, dis my ma oorlede en haar boyfriend, en ons is toe wees, as gevolg van dit. Ons het die volgende middag wakker geword in Ventersdorp Hospitaal, ons was albei bewusteloos. Maar toe ons haar wakker word, toe is ons wees. Maar hierdie is nou jare daarna, ek het die Here aangeneem, ek het in die bediening beland. Sy bel my eendag, sy bly in Alberton, sy sê, weet jy, broer, daar moet 'n doel vir my ook in my lewe wees. Ek het ook uit daai wrak uitgekom uit daai kar. Daar moet vir my ook 'n doel wees. Ek is toe baie hartseer, want my lewe is vervul. Ek het die vervulling van God se roeping op my lewe waarlik. Ek het dit 18 jaar, was ek oud toe ek Here, van daar af het ek vervulling, en ek is in die bediening in voltyds, en ek het nie besef sy voel so nie. Kort daarna bel sy my weer. Sy sê vir my, sy sing in haar taal, en sy voel so kragtig sy dit doen. Sy sing vir ure in haar taal, sy haar werk doen en goed. En sy sê sy voel kragtig. Sy bel my weer, sy sê sy sing oor mense, en dan sien sy genesings. Nou ek was daar, maar een van die ouens wat ek ken, hy was saam met ons in die weermag, Buks, hy het kanker gekry, toe met die behandeling wat hom gee, het gangreen veroorsaak in sy vingers. Sy vingers was pikswart. Die 2 voorste litte is gangreen, die pyn en die goed kan dink. Hy is daar, en ek check hierdie storie so, en ek dink, yes,
My sussie sê, kom ek sing vir jou. Daar gaan sy met daai, dit klink flippin weird, sy sing in haar taal. Hulle het hom 4 maande gegee vir Bucks. Ons het nou dag gaan kuier met my sussie, Bucks, al ons pelle gaan dood, maar Bucks lewe hoor. En dit is nou al jare wat Bucks aan die gang. En my mense vra haar nommer en dan oor die foon stuur sy die taal wat sy sing. Die het nou dag weer 'n ou uit Mosselbaai. Hy noem haar the miracle worker. Sy sê nie sy is nie, net God is. Maar sy is getrou in dit. 1 Timoteus 4 vers 14 tot 15. Moenie die genadegawe wat in jou is nalaat nie. Gee jouself volkome daaraan. Wees vlytig daaraan, sodat jou vooruitgaan vir almal duidelik sal wees. Do not neglect the gift which is within you. Give yourself wholly to it. Be diligent in it. And your progress will be evident to all. Daar's 'n mate van volharding wat ons nodig het vir God se goeders. Dis gawes, is verniet. Dis genadegawes. Jy kan nie 40 dae vas en kry, dit werk nie so nie. Dis for free, gratis en for free. Hy gee dit. Hoe weet jy wat is jou gawe? Hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 31, ek quoteer uit die Engels, maar dit is korrek vertaal uit die Grieks, eagerly desire spiritual gifts. Die eintlike Grieks beteken, met 'n jaloerse begeerte, begeer ek die gawes van die Here, die 9 gawes van die Gees. Watter begeer ek? Die begeerte wat God op my hart laat. 1 Korintiërs 14 vers 1, follow the way of love. Eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. So ek moet begeer, wat begeer ek? Ek begin, as ek tot God bid en ek sê, Here, vul my met die Gees en ek sensitief teenoor sy sensitiwiteit, sê Here, ek begin 'n begeerte kry vir, Here, ek wil baie graag vir mense bid om gesond te word. Waar kom dit vandaan? Dis hy. Nou bid jy vir die eerste ou, hy land in die ICU. Bid vir nog 'n ou, hulle het vergrawe hom in 'n week. Dan sê ek, nee, hierdie is nie vir my nie. Dis wat gebeur. Maar volhard 'n bietjie, hy sê, do not neglect your gift. Wat is die een? Jy begeer, want God plaas hy begeerte. Hy initieer die begeerte op jou hart. Wat gebeur met jou? Hy sê, as jy dit doen, sal almal jou vooruitgang sien. Met ander woorde, daar's 'n manifestasie. Dit begin jou identiteit word op jou eind. Dit word jou identiteit. En weet jy hoe werk die gawes van die Gees? Ek kom by kerke, dan sê die ouens van hulle het 'n kursus nou en hulle het hierdie monkey puzzles uitgedeel en die ouens het ingevul. Nou het die ouens agtergekom wat so 'n soort gawes is vir wie. Jy kan nie dit met geestelike gawes doen nie. Jy kan nie dit niks met jou natuurlike vermoëns te doen, niks. Wat hy eintlik doen is hy gaan met mense wat nie lekker kan praat nie, gee hy 'n profetiese gawe. Want hulle kan nie lekker praat nie. So hy kies nie die ou wat die beste praat of iets, hy gaan kies die ou wat nie kan lekker praat nie, sodat hy verheerlik word. Die ou wat meeste, wat jy dink, yes, hierdie ou is 'n outgoing ou, hy sal hom 'n ander gawe gee. Siek mense, het ek gesien al, siek, hy is flippend siek. Een vriend wat ek het, hy is so siek, ek kyk hom so, hy gaan nou omval om dood te gaan. Hy kry woorde van kennis, hy bid vir mense, tumors gaan weg, en als hy, as hy by die huis kom, moet hulle hom op 'n drip sit, hy is besig om te vrek. Rarig, ek praat nou so, want ek moet iets verstaan. Hy gebruik jou nie, omdat jy in iets sterk is, juist omdat jy swak is in iets, sal jou gebruik. Daarom moet nie jou lewe kyk en dink, Here, ek is swak, ek kan nie lekker praat, nee, dis geestelike gawes wat hy uitdeel, juist vir mense wat swak is. Ek is die laaste ou wat moet doen wat ek doen. Ek sweer. Dis kom, voor ek bedien, elke keer, Nelia sê, hoe voel jy? Ek sê, ek voel nie lekker nie. Ek voel nie lekker as ek gaan bedien nie, ek is bang. Ek is bang vir mense, ek is bang om voor mense te praat. En ek is 36 jaar al, so ek voltydse bediening. Dis wat ek doen. Ek is elke keer bang, of praat ek voor 3 mense, of 4 mense, of 5 mense, of 100 mense. Ek is elke keer, ek is nie die regte ou gewees nie, Here. Kry vir Steve Wolfmeyer, dat hy dit doen, hy praat maklik, hy het 'n talent, hy's amazing.
Gebruik hom meer, nie is ek. Joe van der Berg, hy het my gesalf, en wat 'n wonderlike voorreg, ek weet dis die Here. Jy hoef nie te weet nie, maar ek weet. Ek weet dis die Here. Dus kom die gawes van die Gees, die manifestasie daarvan is die Gees. So jy kan nie toetse doen en kyk, waar is jou, dit niks met jou natuur te doen, niks. Dis die awesomegheid daarvan. So die begeerte wat God vir jou gee, wees gevoelig daarmee. Moet dit nie nalaat nie. Gee jouself volkome daarin, 33 vertaling. Wees vlytig daarin. En jou vooruitgang sal vir almal baie duidelik wees. Die manifestasie daarvan. Hy sê, die manifestasie van die Gees, die manifestasie daarvan, gaan al hoe duideliker. Wees getrou daarin, hou aan met dit. Ek wil vanoggend, ek het gesê, ek wil 'n bietjie stil staan by die tale deel, maar voor ek daar gaan, wil ek net Galasiërs 5 vers 22 wil ek lees tot 23. Ek wil net die vrugte van die Gees ook net vir ons noem. Hy sê, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Ek vra nou eendag, Here, die Here sê vir my, jy moet bietjie meer lyk soos ek. Ek sê, Here, hoe lyk jy? Help my, Here, ek weet nie, hoe lyk jy? Hy sê, as julle mekaar lief het, sê my sien. Dis hoe hy lyk. Dis die vrug van die Gees. Hoe lyk jy, Here? Wie sê, ek lees vir jou, hoe lyk hy? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness en self-control. Saam met die gawes het ons die maksimale impak. Die gawes van die Gees, maksimale impak, mense. Ek wil jou kans gee vanoggend. As jy hier sit en jy het gesukkel, jy wil baie graag in tale, jy wil graag in 'n taal bid tot God, en jy wil op 'n plek wees waar jy jouself stig in die Here, en jy wil in hierdie taal, en ek wil, as jy 'n taal het, wil ek jou aanmoedig, doen net 2 minute, doen net, check jou 2 minute, kyk wat gebeur, net 2 minute, elke nou en dan, jy weet elke dag is dit vir jou bietjie kwaai is, maar draai dit net bietjie. Maar as jy sit en jy sukkel, want jou gedagtes, baie keer is ons minds in die pad, as jy het begeer, want God plaas die begeerte, as jy nie begeer nie waar jy daaroor nie, dan is dit nie, wil die Here nie hê jy moet hê nie, dan is van die ander gawes die jou gebruik. Maar ek wil spesifiek dit, en ek noem dit, en ons kan al die gawes, dis my passie, is my lewe, maar ons het langer tyd vir is dit nodig. Maar kom ons hak vast bietjie net by die tale. Wil jy met sit, maak jou oë toe, daar waar jy sit. Vader, ek bid, en ons het gebid in die begin, Laurens gebid, het ons vol met die Gees weer, en die het, Here. Want die Bybel sê, Jesus sê vir die omstanders in Lukas 11, as julle wat boos is, die Vader bid of vra vir sy Gees. Hoeveel te meer sal hy nie sy Gees vir jou gee nie? Julle wat weet om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal hy nie gee vir julle wat hom vra nie? Hoe weet ons kan die Gees sê, omdat ons hom gevra? Hy het hom gevra. Ons het hom vanoggend gevra. Ek wil hê jy moet luister hier binne in jou, en ek wil hê jy met God begin aanbid. En as daar woorde uit jou binneste, hierso, nie uit jou kop uit nie, uit jou binneste, soos uit jou maag, uit jou binneste, woorde opkom. Begin dit net spreek, sag, ek wil nie hoor eers nie. Dit klink nie goed anyway nie. As dit opkom, kom gata, sê jy goed, uit jou binneste. Uit jou binneste. Here, die wat die gawes begeer van tale, ek wil bid dat jy dit release. Van die tale gaan dalk bekende tale wees. Is dalk 'n manifestasie wat die teken vir die ongelowiges, Here, wat kragtig getuienis het. En dit sit daar, en dit moet uitkom, en dit moet manifesteer. Dit sit daar, want U het dit daar geplaas, U het die begeerte daar geplaas, Here.
En ek gaan nie een van julle op 'n spot sit en sê iets, ek glad nie, volgende, ek gaan jou los net daar waar jy is. Ek gaan nie op 'n sit en praat hier voor almal of iets, ek gaan nie dit doen nie. Ek wil hê, dis jy en die Here. As daar woorde opkom uit jou binneste, begin dit uitspreek net. Begin dit uitspreek. Kom, mocht ons sag hier, mocht ons, kom uit jou binneste. Net jou kop nie. Sag, die mocht soek toe, soos 'n sug tot God. Bid tot God. Kishomag, daramata sigidimoda. Geradi die mocht ons soek daai. Geridi die gach amala. Geshigamada sododo sodoma. Gediri muchtrudur suchmach ayara namara sigdishada. Geshich darayana namachto sochto imachtas. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Prys U naam, Here. Dankie Vader. Prys U naam, Here. Dankie Vader. Dankie Vader. Hoe lieflik is U, Here. Dankie Vader. Dankie Here. Dankie Here. Ons het 'n lekker Pinkster. Ek bid die Here vir elkeen van julle dat God begeertes by jou sal wek in hom. Sy gawes. Ons wonder baie keer hoe connect hou hierdie goed. Die Heilige Gees teenwoordigheid en God se werk in ons lewens is als. Jou werk, jou familie, jou hele lewe is geconnect daarmee. Dit staan nie in apart nie, dit werk saam. En dis kom, Jesus sê, kom na my toe as jy dors is, die profesie van hom. En hy sê, drink. En dis wat hy my leer, ek drink. Want hy leer ons so, Jesus het ons geleer. Sê ons drink, ek drink van hom. En drink van hom soveel en gereeld as wat jy wil. Mag ons vol wees van hom en ons geniet hierdie Pinksterdag en ons geniet die teenwoordigheid van die Here in ons lewens. En ek bid dat die manifesterende teenwoordigheid van God sal manifesteer in jou lewe. Ek bid dat jy sal skreeu van vreugde van God se teenwoordigheid en sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, wat hy sê, in heerlikheid in jou lewe. Hy sê, do not be anxious of nothing. In Filippense 4, but with petition and prayer come to him, and he will give you peace that transcends all understanding. En ons angstigheid en ons vrees is 'n werklikheid. Jy kan nie sê, ek het nie vrees nie. Jy kan nie, dis 'n werklikheid, maar ons vat dit na hom toe. Dat hy het aanraak en dan raak hy dit werklik aan. Amen.